En dan het ek vir julle 'n groot verrassing. Ons nuwe dominee is vanoggend saam met ons. Dani, weet nie gou vorentoe kom nie. Ons gaan jou nie nou bevestig nie, maar ons gaan jou net gou hallo sê. Eintlik moes ek vir Adrie en Jana ook gevra het, maar partykeer hou die pastorie gesinne nie daarvan nie. Dani, welkom in Elstromoos. Baie dankie. Dis lekker. Dominee Dani Jacobs julle. Ons gaan hom die 4de Mei bevestig. Hulle het hierdie week woes begin intrek. En dit is lekker dat jy op die heiligste van alle dae saam met ons die eerste keer kan wees. Wil jy gou vinnig 'n goeiemôre sê? Ja, Kan ons gou die mikrofoon? Daar sê. Asai, goeiemôre gemeente. Ja, ons is baie opgewonde om hier te wees. En ek moet net bely, hierdie is nie my opsie vir oggend nie, dis my enigste langbroek wat ek gehad het. Ek weet nie waar is my ander langbroeke nie. So ja, nee, ons het Dinsdag ingetrek, ons kom van Rustenburg af, na 24 jaar. So ons is baie opgewonde om hier te wees, en ek het al so 'n paar mense ontmoet, en ons sien regtig uit om die geloofreis saam met julle te stap. En ja, ons wil sien soos die dinge aangaan, en as jy my groet, en ons het 3 keer al ontmoet, en die liggies is aan, maar jy sien niemand is tuis nie, sê net, maak maar net of ons mekaar nog nie ontmoet het nie, asseblief. So ja, nee, baie dankie, ons voel regtig tuis, gasvryheidspan wat sal kom help het met uitpak en so aan. So ons sien regtig uit na die pad vorentoe, en regtig net in te skakel by wat God vir ons in gedagte het vir hierdie gemeente. Baie dankie. Ja nee, jy is so welkom hier by ons. Hulle het vir my Maandag 'n vakansiedag gegee. Maandag is ek 30 jaar in Elstromoos. So. Maar ek wil tog dieselfde vra as hy, ek sukkel om name te onthou. So as ek ook lyk of ek nie penny nie drop nie, asseblief wees genadig gesê sommer net wie is jy as dit lyk of ek nie weet nie. Maar dankie julle, hier's baie besoekers vanoggend saam met ons. Ons is baie bly om julle te sien. Hoe Gerard hulle is veilig terug uit Bahrein uit, na 3 maande daar. Hulle was aan by die Grand Prix laasweek. Lekker om julle hier te sien, Gerard, en dan klomp van ons studente. Marissa, ek sien jou raak. Hallo, welkom. Baie welkom vir julle elkeen. Dis lekker om julle saam op die goeie Vrydag raak te sien hierso. Ons toewydingslied of ons toetrede lied is lied 239. Jesus rots vir my geslaan. Julle kan nog bly sit terwyl ons sing. Wag, kom ons staan hom sommer as loflied. Ek wil graag met 'n gebed net eers open, en dan gaan ons hom as loflied gebruik. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, saam met die kerk van alle tye, kom staan ons voor die kruis op Golgotha. Ons kom staan in diep afhanklikheid. Ons besef U hang in ons plek aan die kruis. Ons sonde se loon is die dood. En tog het U al ons oortredinge op U geneem. En liefde het U aan daardie kruis vasgespijker. Dankie Here Jesus dat U dit vir ons gedoen het. En nou is ons gebed wanneer ons in hierdie erediens vanoggend is, dat U vir ons deur die Gees met stil verwondering vul. Dat ons dink daaraan hoe duur ons gekoop is. Wanneer ons die woord nou gaan oopmaak na ons musiek, dan bid ons Here dat U met ons sal praat. Help ons om te hoor wat U vir ons wil sê, en rig U ons tree hiervandaan verder. Dat ons lewens getuig daarvan dat ons Jesus ken. Dat ons lewens getuig daarvan dat ons in U voetspore volg. Daarom gee ons onsself in afhanklikheid oor aan U vanoggend. Amen. Kom ons staan, kom ons sing lied 239 dan as ons loflied vanoggend. Van God verlaat.
Dankie, sit gerus, julle ook, baie dankie. Ek het vanoggend 2 gedeeltes wat ek graag vir julle wil lees. Frans gaan nou die teks ook vir julle hier agter opgooi. Die eerste gedeelte wat ons gaan lees is in Markus 15 vanaf vers 21, waar ons gaan kyk na die kruisiging van ons Here Jesus. En dan later in die preek kom ons ook by Markus 8 vanaf vers 34 tot 38, waar Jesus ook vir ons uitnooi, stap die pad saam met my. Kom ons lees Markus 15 vanaf vers 21. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na plek Golgotha, wat kobbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar, deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself, kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar sê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Ons lees vanoggend tot sover en die besef daar's baie meer in hierdie verhaal dat ons baie meer sou kon sê, maar dis die eerste vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra. Wat wil die wêreld van Jesus hê? Almal wil graag ewige lewe hê. Almal wil graag koningskinders wees en in hierdie lewe soos prinse en prinsesse voel. Ons hou van die gedagte van lewe in oorvloed, hierdie kant van die graf. Ons hou van rykdom, gesondheid en beskerming teen alle gevaar. En vir baie mense gaan geloof oor dit wat Jesus vir ons kan gee. Die vraag vanoggend vir jou, dankie dat jy vanoggend hier is. Die groot vraag is, wat wil jy van Jesus hê? Waarom stap jy 'n pad met Jesus? Toe ek so 12 jaar terug die Camino gestap het, het ek 'n boek in my rugsak gehad, Adam's Return van Richard Rohr. Hy is 'n Fransiskaanse priester wat nogal baie goeie dinge te sê het oor die stil word saam met die Here. En hy het in daai boek een aanhaling gesê wat my bybly. Hy sê, all great spirituality is about letting go. Instead, we have made it to be about taking in, attaining, performing, winning and succeeding. In plaas van dat ons los, kyk ons hoeveel kan ons inkry in ons lewe. En daarom wil ek jou vanoggend aan die hand vat. En ek wil jou bring tot by die kruis van ons Here Jesus. Ek wil jou uitdaag om mooi te kyk wat die prys van jou en my is. Ek wil jou vra of jy op Golgotha voor die kruis van Jesus kan staan en dan nog steeds dink die lewe draai net om jouself. Op Golgotha, die Seun van God gee sy alles om ons te red. Dis die eerste gedagte vanoggend. Op Golgotha gee die Seun van God sy alles vir ons. Dit is my baie interessant dat hierdie stukkie begin met Simon van Sirene. En hoekom het Markus nou juist dit ook neergeskryf? Ek dink ons Here Jesus wil juist vir ons ietsie op hierdie Goeie Vrydag leer. Dit is my baie interessant as mense so deur die verhaal gaan, hoe baie mense
rolspelers is in hierdie groot goddelike verhaal. En dat Simon van Sirene se naam ook daar genoem word. Ek dink vir baie mense, onbewustelik dalk, gaan godsdienst nog steeds oor die eie ek. Wat dalk net so bietjie heiliger wil voel of net so bietjie meer van God se gawes wil hê. En so bietjie meer as die heidene op die genade van die Here staat maak. Nou Simon het van Sirene afgekom, dis 'n dorp in Noord-Afrika, teen die kus van die Middellandse See. Hy was 'n Jood en hy was waarskynlik op 'n pelgrimsreis na Jerusalem toe, want dit was die Pasga, die heiligste van die Joodse feeste. Op hierdie besondere dag het sy lewe ingrypend verander. Hy sou later in Jerusalem agterbly. Hoe kan ons dit sê? Want Markus is die eerste evangelie wat neergeskryf is. En as mens mooi kyk na hoe Simon beskryf word, dan is hy baie bekend by die eerste lesers. Die ouens ken hom so, hulle weet, hy is die pa van Alexander en Rufus. Twee pragtige Romeinse name, het was als deel van die Romeinse ryk. Hierdie ouens was bekend in die vroeë kerk gewees. Simon het daardie Vrydagoggend nog nie vir Jesus geken nie. Hy was besig om in Jerusalem rond te dwaal. Hy was seker op pad na die markte toe om finale reëlings te tref. Hulle moes binnekort, as die son sak, sou die Pasga aanbreek en dan sou hulle nie meer kon rondbeweeg nie. En daarom het hy seker maar besig gewees om sy dingetjies voor te berei vir die groot fees wat voor lê. Hulle sou daai tyd, die Pasgafees, vier dat die Here se grootste verlossingsdaad, wat hulle van bewus was hoe die Here sy volk uit slawerny uitgelei het, uit Egipte uit. En daar die laaste aand van die 10 plaae, die groot dood van die eersgeborene aand. Dis wat hulle vier, daai vrymaak van die Here toe die doodsengel verby die huise is, wat onder die beskerming van die bloed van die lam gestaan het. Ons het gelees, ons Here Jesus is die vorige aand gevange geneem. Hy is na die hoëpriester se huis toe geneem, en daar is hy alreeds aangerand en gemartel. Die Jode het nie die reg gehad om iemand ter dood te veroordeel nie, omdat dit deel van die Romeinse ryk was. En daarom is Jesus van die hoëpriesters en die Joodse raad af eers na Pilatus toe gevat. Daar by Pilatus is hy verhoor, ken hy bekende gedeelte van waar Pilatus Jesus verhoor. En dan sê ek vind geen skuld in hierdie man nie. En tog, as die skare aanhou om te sê kruisig hom, dan was hy later sy hande in onskuld en sê sy bloed kom op julle koppe neer. En die Jode het gesê dis reg. Pilatus was 'n bang man geweest, daar was besig om 'n oproer op te staan en Rome self het oproer baie ernstig beskou. En daarom het hulle baie ernstig opgetree wanneer daar oproer in 'n land was en dis hoekom Pilatus redelik bang was vir die gevolge as hierdie situasie aan uitruk. En daarom laat hy Jesus ook eers gesel, ons ken die verhaal van die doringkroon, die perskleed wat koninklikheid simboliseer, maar in 'n spottende wyse. Jesus gegesel is, ek weet, ou daar nie, hou daarvan om daai stukkie te wys uit die Passion of the Christ. Dit is 'n verskriklike toneel van hoe 'n geseling lyk. En wanneer Jesus dan sy kruis moet uitdra Golgotha toe, dan is hy van bloedverlies so swak dat hy dit nie meer kan doen nie. En Simon van Sirene stap verby op daai oomblik. En sonder dat hy 'n keuse daar het, gryp die Romeine om en sê dra jy die man se kruis. En so word Simon van Sirene ook skielik deel van die verhaal van Jesus se kruisdood. Langs die weg van lyding, die Via Dolorosa, het die skare van Jerusalem hom gespot. Dit is my baie interessant as jy mooi na hierdie prentjie kyk. Dan gaan jy moeder Teresa daar sien, jy gaan Joodse rabbies sien, jy gaan mense van verskillende tye en plekke in die geskiedenis sien. Die amper asof dit die hele mensdom is wat daai dag in die lydingsweg van Jesus staan. En in die gees is ek en jy waarskynlik ook maar daar betrokke. Want Jesus doen dit vir ons.
Wanneer Jesus daai kruis nie meer kan dra nie, dan het Simon van Sirene die opdrag gekry. Eva Venter het so 'n pragtige boek daaroor geskryf, Man van Sirene. Is nou net 'n storieboek, maar dit was vir my in my grootwordjare nogal iets wat vir my lewe baie gevorm het. 20 jaar later, as Markus hierdie evangelie skryf, dan onthou hy nog vir Simon en sy gesin is hulle deel van hy vroeë kerk. Vanoggend dink ons daaraan, dat die Seun van God dit alles van die mensdom gevat het. En het kon so anders gewees het. Die Here het hemel en aarde in 6 dae met woorde geskape. En as jy daai Louis Giglio se dokumentêr gesien het oor how great is our God, hoe groot die heelal die buite is, dan besef mens God kon so maklik besluit het vee uit die aarde begin oor. Dit sou so maklik wees om eerder 6 dae net te praat en 'n nuwe aarde te skep en 'n nuwe begin te maak. Tog kies ons Here Jesus om daardie kruis te dra en dan om vasgespijker te word, om in ons plek te sterf uit liefde. Johannes 3 vers 16 wat ons ook vir ons sê, so lief het God die wêreld, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat hom verlore gaan, wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jesus het dit alles van die mensdom gevat. Dis die taal van liefde. Dis waaroor geloof gaan. Jesus het alles in die hemel agtergelaat om mens te word. Hy het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hy het al daardie vloekery van die skare op hom geneem, al die spot. Hy het ons gebrokenheid ook op hom geneem. Die Here ken ons. Hy ken ons geskiedenis. Hy ken ons elkeen se hartseer in ons lewe. Hy ken die kere wat ons foute gemaak het. Hy weet dat ons geneig is om sonde te doen. Hy weet dat party van ons dalk ernstige dinge in ons lewe aangevang het. Tog vertel die boodskap van die kruis, van die genade van Jesus, van nuwe beginne, van 'n prys wat betaal is. Die Seun van God het alles van hom prys gegee, omdat hy ons lief het. Sy hemelse troon, sy aardse lewe, sy gemak, sy gesondheid, sy eer. Hy word verneder deur soos 'n misdadiger aan 'n kruis te hang. En volgens staan ek en jy weer voor daardie kruis. Sien raak wat dit gekos het. Sien raak dat die Here sê, jy is vir hom so kosbaar, dat hy bereid was om daardie prys vir jou te betaal. Op die bordjie staan daar geskrywe bo aan sy kop, die koning van die Jode. Een van die ander evangelies sê hoe die skare daaroor ongelukkig was. Sê daar moet eerder staan, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. En toe het Pilatus gesê, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Jesus word erken as die koning van die Jode, al wou die Jode dit ook nie op hy stadium hê nie. Die skare kom verby en spot. Die ergste vir my is vers 31, die priesterhoofde en die kerkleiers van destyds, die skrifgeleerdes, kom verby en hulle spot vir Jesus. Hulle noem hom spottend Christus, die Messias se titel in Grieks, die gesalfde van die Here. En hulle daag hom uit om van daardie kruis af te klim. En ons lees, veral in die Johannes Evangelie, Jesus het dit alles gevat. En sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het aan daardie kruis gehang met al ons sondes, saam met hom daar vasgespijker. Daar was vir hom geen genade aan die kruis nie. Die prys moes betaal word. Dit was 'n helse ervaring om sonder God se genade daar te wees. En hy het vir 6 ure aan daardie kruis gehang. Markus sê van 9 uur die oggend tot 3 uur die middag. En weet jy hoe lank is 6 ure van uiterste pyn, as elke sekonde soos 'n uur voel. Jesus het daar gehang om al die gebrokenheid van Adam se tyd af, tot by die laaste mens wat gaan lewe voordat Jesus terugkom, om almal van ons se sondes op hom te neem. Daaroor te sê, tetelestai, dis volbring, die prys is betaal, die rekening is vereffen. Daarna het hy gesterf,
vir jou en vir my. Ons is in die gees voor die troon van die Here. Ons gaan nou sit en sing. Is dit my koning? Julle kan dalk staan, hulle kan sit. Die tweede gedagte vanoggend dan is waar Jesus rukkie tevore gesê het, as jy my wil volg, neem jou kruis op, kom saam. Neem jou kruis op en volg my. Wat maak hierdie dag van Goeie Vrydag anders as al die ander dae die afgelope amper 2000 jaar? Daar was al baie ander bevrydingsleiers en helde wat tereggestel is deur die geskiedenis en wat steeds onthou word. Die Skotte herinner hulle aan William Wallace, bekend as Braveheart soos in die rolprente, soos Mel Gibson het destyds uitgebeeld het. Gandhi is vermoor, 'n paar ander, Martin Luther King is vermoor. In ons eie geskiedenis, die besydenhouds van Slagtersnek en die hartseer van Jopie Fourie in die Eerste Wêreldoorlog. Baie ander leiers het al gesterf vir die saak waarna hulle geglo het. Al die ander is interessante geskiedenis en dalk is daar 'n morele lesie in dit wat met hulle gebeur het. Maar ons Here Jesus aan die kruis word sonder dat die meeste mense het besef, die vurk in die pad van jou lewe. Dit bepaal jou ewige bestemming. Dis die enkele grootste konfrontasie in jou lewe om voor die kruis van Jesus te staan te kom. Kan jy van die kruis af wegbeweeg en dieselfde bly? Kan jy weet van die kruis van Golgotha en die implikasies daarvan en dan nog steeds vir jouself lewe en jouself dien as die koning? Ek, die wonderlike een. Kan jy selfs vir Jesus kies?
Dink jy kan nou maar aangaan op jou ou lewenspad, dat Jesus jou diensknegt moet wees, wat jou seëninge moet kom aflewer wanneer jy dit bestel het. Daardie rykdom, die gesondheid, die beskerming. Want jy het hom ons nou gekies. Hy moet sy kant bring. Dis hoe baie mense hulle geloof beoefen. Jesus het vir sy disippels en 'n skare mense op 'n dag gesê, Markus 8 vers 34, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. En dis wat Richard Rohr dan so mooi sê, ware spiritualiteit, egte geloof, gaan nie in die eerste plek om 'n klomp goeders by Jesus te gaan kry nie. Ware geloof begin by die agterlaat van baie dinge, onder andere die agterlos van jouself. As jy Jesus wil volg, dan begin die pad by die kruis. Dit begin by die kruis van Jesus op Golgotha waar hy eerste gesterf het, sodat ons kan lewe. Hy het gesterf, alles gelos, om ons te vind, en gesterf sodat ons kan lewe. Die pad van jou geloof begin by Jesus, wat alles gedoen het, sodat jy kan lewe. Maar daar's 'n tweede kruis op daardie pad, jou kruis. Geloof begin by die plek waar ons sterf, sodat Jesus in ons kan lewe. Wat op aarde beteken dit? Van jou geboorte af is jy nommer 1. Jy's koning van jou eie lewe, jy's die master of your destiny. Alles gaan om die ek. Jesus sê dit vir alles 'n kind 2 jaar oud is, hy terrible twos. Sal ek begin agterkom, ek het 'n wil. Ek kan besluit wat is binne my omgewing reg of verkeerd. En so maak baie mense hulle hele lewe lank. Ek is die belangrikste. Ek maak al die keuses, die besluite. Die vraag wat baie mense vra is, kan ek Jesus saamvat waar ek gaan? Die groter vraag in die Bybel is eerder, waar lei Jesus jou? Waar wil Jesus jou heen neem? Vraag wat 'n navolger dan vra is, Here, lei my. Lei my op daardie pad wat U my graag wil hê. Al moet ek my kruis opneem, myself verloon om U te volg. Daardie pad waar Jesus se voetspore voor ons lê, is 'n pad wat na die lewe lei. En Jesus het op baie plekke gesê, onder andere Johannes 15 vers 11, die aand voor sy dood gesê, my blydskap sal julle wees, julle blydskap sal volkome wees, wanneer julle my opdragte uitvoer. Wat is die opdrag? Julle moet mekaar so lief hê soos ek julle lief het. Ons word geroep om onsself op te offer in diens van die Here, in diens van ons naaste. Dan sal ons die blydskap van Jesus ervaar in ons lewe. Die lewe gaan oor die eer van God en die dien van ons naaste. Het word 'n nederige geloof, gebou op Jesus as die fundament. Word 'n geloof wat die potensiaal het om die wêreld te verander. Ons is ligdraers in 'n donker wêreld. Ons het die potensiaal van Jesus se lig in ons, wat die donkerte laat wyk. Ons besef dit net nie altyd nie. Daarom moet ons aan die ou ek sterf, sodat Jesus in ons kan lewe. Jy wil dit vanoggend vir die Here sê. Jy wil vir die Here sê, Here, U het my toestemming. U is my Here, lei my dan op die regte pad, tot eer van U naam. Die tweede lied wat ons dan nou so in die preek sing, lied 281, hy pragtige Walliese melodie, van lei my Here, groot en magtig. As die naam se kleed
Derde punt, om te lewe moet jy sterwe en om te wen moet jy verloor. Ons lees verder Markus 8, ons het vers 34 gelees. Vers 35 sê Jesus, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit tog 'n mens om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Ek en jy staan vanoggend in die skaduwee van die kruis op Golgotha. Ons word daarmee gekonfronteer. Wat 'n pad stap jy hier vandaan? Jy het dan met die lied ook gesê, Here, lei my op die regte pad. Jesus het gesê, wie sy lewe vir homself wil behou, die persoon wat aanhou om die eie ek eerste te stel, die eie ek is die belangrikste, my dagboek, my horlosie, my tyd, geld, energie, dit gaan oor my doelwit. Dis wat teen die Here ons waarsku vanoggend. Die vraag is, wat het jy dalk vir Jesus klein gemaak? Het jy dalk by daai punt gekom wat Jesus 'n sleutelhouertjie vir jou is, of 'n klein tatoeëtjie op jou hand is? Of leef jy regtig voluit vir hom as die koning van jou lewe? Baie keer val ons terug op daai ding van Jesus klein maak. Ek kom kerk toe, ek lees nou en dan Bybel en ek bid so nou en dan voor ek eet. Maar baie van die goeders gaan oor ek en wat ek by Jesus kan kry. En vanoggend word ons net uitgedaag, wat kan jy agterlaat? Daai ou lewe van jou. Geloof in Jesus word die fundament vir die nuwe ek. As gelowige pak ek my huwelik aan, volgens God se beginsels. Wanneer ek Jesus dien, dien ek ook my lewensmaat. Ek pak ouerskap volgens God se wil en ek dien my kinders deur hulle te lei op God se pad. Ek doen my werk volgens Jesus se beginsels. Ek doen alles om hom te eer, nie om deur mense raak gesien te word nie. In my persoonlike lewe vind ek uit wat jou genadegawes is, waar die Here jou nodig het, waar hy jou wil gebruik. Hoekom het hy jou so duur gekoop? Hoekom het hy jou so unieke mens gemaak? Ergens is jou plekkie waar jy die Here kan dien met jou menswees, met jou gawes. Doen dit. En so word die koninkryk van God sigbaar wanneer ons mekaar dien. Wanneer gelowiges hulle selfprys gee ter wille van die ander. Omdat Jesus vir ons gewys het hoe. Omdat Jesus homself opgeoffer het in ons plek. En dis wat die wêreld dan nodig het om te verander vandag. Die wêreld is moeg geluister na mense wat sê hulle ken Jesus, maar hulle lewens wys dit nie. Die wêreld is moeg vir die skandale van die kerk. Skyn heilige mense wat een ding sê en 'n ander ding uitleef. Maar die wêreld word altyd aangegryp deur mense wat hulle self opoffer in diens van ander. Mense word aangespreek deur egtheid. En ware liefde verloor nooit sy koopkrag in hierdie wêreld nie. Terwyl ons vanoggend in die skadu's van die kruis staan, is dit wat Jesus op my hart gelê het om vir jou vanoggend te vra. Wie is koning van jou hart? Watter pad stap jy vandag? Watter keuse maak jy by die kruis van Jesus? Die kruis is Jesus se volmaakte liefde vir jou en my bewys. Jesus het sy lewe gegee sodat ek en jy kan lewe. Ons volg in sy voetspore, ons is navolgers van Jesus, disippels van hom. As ons waarlik wil lewe, dan moet ons aan onsself sterwe. As ons wil wen, moet ons bereid wees om alles van die ou self te verloor. As ons groot wil weet in die koninkryk van God, moet ons bereid wees om mekaar te dien, soos Johannes 13, die beeld waar Jesus sy disippels se voete was. As ons koningskinders in hierdie wêreld wil wees, dan moet ons bereid wees om voete te was. Goeie Vrydag word eers goed as iemand sterf.
Hopelik is dit die eie ek, die ou ek wat vir myself lewe. Ons moet vandag saam met Jesus sterf. Want weet julle, Sondag is op pad. Jesus is nie 'n dooie Here nie. Sondag vier ons die grootste oorwinning van alle tye. Dat daar deur Jesus se kruisdood vir ons lewe gekom het. Dat Jesus leef, dat ons die pad saam met hom kan stap. Pad van blydskap, van vrede. Sondag kom. Dis die pad na die lewe. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons so lief het, dat U bereid was om die prys vir ons te betaal. Dankie Here Jesus dat U liggaam opgeoffer het vir ons. Dat U aan 'n kruis gehang het sonder enige genade van God af vir my. Here, help my dan om die regte keuses te maak hier vandaan vorentoe. Help my om die ou ek te kom neerlê by die kruis. Om 'n nuwe mens in Christus te wees. Wat die pad saam met U stap, 'n navolger van Jesus. Iemand wat voete was, in plaas van om mense se koppe te wil was. Help ons om getuies te wees van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Help ons in hierdie dae om ook voluit vir U te lewe. Dankie dat ons vanoggend as gemeente vir Dani, Adri en Jana ook hier saam met ons het. Dankie dat hulle veilig hier aangekom het. En dat ons al reeds vir hulle kan begin bid, Here, ook vir hulle bedieningstyd hier nou, omdat dit 'n mooi tyd sal wees. En dat ons hulle aan U kan opdra as gesin. Seën ons, Here, sodat ons 'n seën vir die wêreld kan wees. Dankie dat ons in Jesus naam kan vra. Amen. Kom ons sluit af met daardie gebed wat die moordenaar na die stukkie wat ons hier gelees het, aan die kruis gebid het. Ons het 'n vandag se teksgedeelte gelees. Albei die moordenaars het eers vir Jesus gespot. En toe kom een tot inkeer. In die laaste uur of 2 van sy lewe gee hy sy hart vir Jesus. En sê, dink aan my wanneer jy in die ryk kom. En Jesus wat vir hom daai versekering gee, dis die genade van die Here. Die ou is nie gedoop nie. Die ou het niks gedoen om goed te doen. Hy het net daar gehang en sy laaste asem uitgeblaas. Maar daardie uitroep na Jesus om te sê, dink aan my wanneer jy aan die paradys kom. En Jesus vir hom sê, dit verseker ek jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die genade van die Here aan wie ons behoort. Kom ons vra die Here in ons slotlied hierdie vraag, Here, dink aan my wanneer jy aan die ryk kom. Sing hom in Afrikaans, en hy is oorspronklik in Engels geskryf, ons sing hom in Engels en dan weer terug in Afrikaans. Die kollekte sal by die deure opgeneem word. Vanoggend se deurkollekte gaan vir die Bybelgenootskap sodat die wêreld kan weet, hierdie boodskap kan lees dat Jesus die Here is. Hy wat aan die kruis gehang het, is nie meer daar nie. Hy is die lewende Here, hy het opgestaan. Hy het opgevaar, hy sit aan die regterkant van God van waar hy vir ons pleit. Hy seën ons en sê ek is altyd by jou. Ek is by jou tot ek terugkom. Ontvang sy seën, gaan lewe in sy blydskap. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou.
Amen. Baie dankie, gaan geniet die dag.